Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Jesus het mense so lief gehad, dat hy eendag sou sterf om hulle te verlos. Maar dit het hom nie gekeer om nee te sê wanneer hy moes nie. Jy sien, om mense tevrede te stel en te paai om hul goedkeuring te wen, is nooit 'n goeie idee nie. Want dit plaas iemand anders as God in die bestuursitplek van jou lewe. In plaas daarvan om toe te laat dat mense en die druk van die lewe hom van sy Godgegewe doel aflei, het Jesus die volgende gedoen. Eerstens het hy geweier om toe te laat dat ander mense se idees van wat belangrik is, hom aflei van dit wat werklik belangrik is. Tweedens, vir hom was om God se wil te doen belangriker as om aan almal se verwagtinge te probeer voldoen. En derdens, het hy gebed en tyd saam met sy Vader 'n top prioriteit gemaak. Dink jy dit was maklik? Nee, en dit sal ook nie vir jou maklik wees nie. Vroeg in Jesus se bediening, toe die woord oor sy wonderwerke begin versprei het, sê die woord in Markus 1 vers 33 en 34, en die hele stad het by die deur saamgekom, en baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak, en baie duiwels uitgedryf, en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Maar toe die skare die volgende oggend weer op sy drempel wag, het Jesus heeltemal anders gereageer, en dit mag jou dalk verbaas. Vers 35 tot 38 sê, en vroeg in die môre nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek, vertrek en daar gebid. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. En toe hulle hom vind, sê hulle vir hom, almal soekie. En hy sê vir hulle, laat ons na die naburige dorpe gaan, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek uitgegaan. Ons moet leer om sensitief te wees vir wat God in en deur ons lewens wil doen. En al hoe jy dit gaan weet, is deur meer tyd saam met hom te spandeer. Vir Jesus het alles gegaan om gehoorsaam te wees aan sy Vader se wil. En net so moet dit ook in my en jou lewe ook wees.